Goeiedag Dieter, wil jy jouself graag voorstel Môre vir Bram, die mense? Dieter Huissamen, eienaar van die Eastern Caravan World. OK, fantasties. Nou Dieter, waar is Eastern Caravan World op hierdie stadium? Ons is op die oomblik 19 Oosthuizenstraat in Bardien, Boksburg. OK. Nou wat is jou core business by Eastern Caravan World? Wel, soos wat die naam sê, ons verkoop karavane, ons verkoop motorhomes, ons verkoop boskaravane, trailers, bote, motorfietsse, basies 'n vol outdoor lifestyle, ons te kampwinkel ook. So ja, enigiets wat jy nodig het in die kampindustrie. So vinnig omtrent, hoeveel eenhede hou jy omtrent aan op 'n slag op die huidige perseel? Enigiets tussen 60 en 70 en dan het ons natuurlik 'n vol uitgesorte werkswinkel ook, insurance claims, houtverrot. Ons kan basies 'n karavaan van die grond af opbou. Al ons tegnikuste is Jurgens goedgekeurde tegnikuste, almal tegnikuste wat van die ou Jurgens afkom. My werkswinkel bestuurder Pilani, baie goed. Hy het onder andere by Jurgens gewerk, ook vir Quantum gewerk, Quantum's gebou. Baie knowledgeable. 60 karavane op een perseel. Ja, so tussen 60 en 70. So daar is netterlik 'n keuse van alles. Daar's ietsie van alles daarso, al die make. Ons doen 'n paar nuwe brands ook. Ons doen Adventure Extreme. Obviously is ek baie lief vir Adventure Extreme omdat ons betrokke was van dag 1 af. Saam met Jan Albert, ons het al 5 of 6 produkte in die reeks gebou. Baie suksesvol. Het jy letterlik gehelp ontwikkel aan die karavaan? Ons het saam, ja. Jan het na my toe gekom, baie jare terug. Hulle het 'n konsep karavaan gehad. En ons het van daar af saam begin develop. My vernoot François het baie gehelp daarmee ook. Hy's geen nie met uitleg in die binnekant. En Jan moes ons akkommodeer met baie veranderinge wat ons gemaak het op daai karavane, maar uitstekende produk, baie goed geprys. En dan net so vir die interessantheid, ook 'n baie opgewonde ding waaroor ek baie opgewonde is. Ek was vir baie jare vandat ek oopgemaak het. Toe ek oopgemaak het oorspronklik, was ek 'n Echo 4x4 agent, alleenlik gewees. En soos tye aangegaan het die besigheid uitgebrei en van die ander Camp Worlds daai tyd het Echo agente geword en ons moes toe uitbrei na padkaravane toe ook. Ek is baie goed met offroad karavane. François, ek het hom toe gekontak. Hy's baie goed met padkaravane en ons het saam gespan en toe die ding begin en dit was, as ek dit nie mis het nie, ook alweer 8 jaar terug. Wat ons toe uitgebrei het na die padkaravane reeks ook en ons het die besigheid gegroei van daar af. Maar die rede hoekom ek dit nou noem is, ek en Willie het weer hande gevat van Echo. So ek is baie opgewonde. Ons nuwe reeks Echo sal binnekort ook op die vloer wees. Ook 'n uitstekende produk. Ek het vir baie jare met hom gedeel met daai produk en ons het regtig nog nooit moeilikheid of goed gehad nie. So dis ook een van die nuwe produkte wat ons op die vloer het. Vagabond, Stealth, en 'n paar ander goedjies. Ons het Freeline campers, ook 'n baie goeie produk wat baie goed doen. Ons demonstrasiemodel sal ook binnekort, ek dink is hier middel Mei se kant sal die demonstrasiemodel ook op die vloer wees. Ons het natuurlik 'n vol reeks van omtrent alles wat ons verkoop vir kliënte om te kom besigtig op ons vloer ten alle tye. So en dan van daar af hulle bestelling te vat. Nog 'n belangrike dingetjie wat ek graag wil noem, nie heeltemal met die kampbedryf te doen nie, maar ek was gelukkig genoeg om die verspreiding vir hele Afrika te teken met bassbote. So 'n boot wat uit Amerika uitkom, dit is die mees populêre bassboot in die wêreld. En ons is nou die amptelike agente vir die hele Afrika wat basscat aanbetref. Ook ek het 'n splinternuwe Pantera 2 op die vloer met 'n 200 V8 Pro XS Mercury motor op. So daar's genoeg perkrag. Pragtige boot. Mense wat belangstel in dit, asseblief kom kyk. Dis iets baie spesiaal. So daar's bote ook by Eastern Caravan. Bote, motorfietsse ook. En dan natuurlik karavane, campers, trailers, klein karavane, groot karavane, vet karavane, enigiets wat jy nodig het, ons het alles. En alle prysreekse ook. Alle prysreekse, ons kan regtig enigiemand in die mark, glo ek, help met 'n karavaan wat in sy prysklas sal val. Nou, hoeveel jaar se ervaring het jy in die karavaanbedryf? Yes, Bram.
om nou so, ek kan nie so vinnig dink gou nie, maar dis baie jare. Ek het in 2011 op my eie gegaan. Voor dit was ek by Conqueror die fabriek self. Ek was ook betrokke by Conqueror Witbank toe hulle oopgemaak het. En voor dit ook by Safari Center. Ek was bestuurder van die Bryanston tak daar gewees. Onder andere de Villiers daai tyd 4x4 fitments gedoen en ook Conqueror verkoop daai tyd. So baie goeie kennis op die Conqueror produk ook 'n baie goeie produk om te hê. Praat van 'n bietjie ervaring. Ja, 'n paar jaar. Ek dink tussen my en François. Yes, ek dink ons praat van oor die 30 jaar. Dis met twee van julle. Ja. Jy bly verwys na François, is François 'n goeie vriend. François is my vernoot by Eastern Caravan. Ons het intussen ook Springs dak oopgemaak, Springs Caravan World. So hy bestuur Springs Caravan World, ek bestuur Eastern Caravan World, maar ek meen ons is een besigheid, ons werk nog altyd saam. Okay. Fantasties. En nou bring jy my na 'n plat stuk oninteressante aarde toe. Wil jy dalk net so vinnig vir ons sê wat doen ons hierso? Daar's nou nie eens 'n bier in my hand. Weet jy wat ek gaan nou daar, ek hou daarvan om in die veld te gaan sit en niks doen. Nee, weet jy strategies dink. Ja, dan maak jy 'n bietjie jou kop skoon. Bram, weet jy wat, hier waar ons nou sit, baie spesiale dinge is in die huis van die Caravan World. So hierdie erf het ons gekoop. Ek het die huis wat hier gestaan het afgebreek. Ek het al 'n videoetjie of 2 daaroor gemaak. En ons het nou die plek gelyk gemaak en môre grawe ons fondasies. Dis môre slaan die tek hierdie teer. Maar hoorie, dit lyk nou 'n massiewe ontwikkeling. Dis op 'n massiewe erf. Ja, dit is ons praat van amper 2000 square meter onder dak. So die plan is om elke karavaan onder dak ingeprop te hê sodat wanneer jy kom, jy sommer kan sien alles werk. Hom mooi besigtig. Ook natuurlik, jy weet, nou en dan word ons genader met kliënte wat graag wil hê ons moet hulle eenhede vir hulle verkoop. Val met die duurder goed en dit is altyd lekker om hom ingeplak te hê en jy weet alles werk en jy weet hy doen sy charging met die nuwe lithium batterye en daai klas van dinge. Moet 'n mens moeite doen om dit te onderhou want daai batterye is verskriklik duur. So jy wil nie graag hê dit moet afloop en so aan nie. So dis moeilik op 'n buitevloer soos wat die normale meeste agent maar daar buite het. Hierdie karavane staan buite onder 'n afdak en daar's nie plek vir almal om in. Omdat dit so 'n groot eenheid is om 70 karavane onder dak te hê. Verseker en elke een. Ek dink amper dis 'n eerste. Verseker en ek bedoel om elke ding ingeprop te hê en reg om te gaan, dit is nogal 'n redelike 'n proses, maar dis die idee hier agter, alles binne in 'n gebou, elkeen op sy eie plekkie ingeprop. As jy instap kan jy die aircon movers, alles bekyk, alles werk, alles is aan. So jy weet onmiddellik wat jy kry en wat se toestand die karavaan is natuurlik. En wat dit baie lekker maak, die karavane bly altyd skoon, want dit is nou onder dak, jy weet dit is binne in 'n gebou. So dit is soos 'n proper showroom. So ek kan daar aankom, jou verkoopspersoon kan letterlik die aircon vir my aansit. Hy kan die microwave vir my aansit. Hy kan die gasstoofie vir my wys. Ja. Ek kan weet daai is 'n werkende eenheid voordat ek die perseel verlaat. 100%. Dit maak dit net soveel makliker op jou aflewering wanneer dit daarby kom. So dit sny net die tyd tussen wanneer die kliënt koop en wanneer hy kan aflewering vat op die karavaan, want van die eerste dag wat jy instap, weet jy alles werk. Ja. Jy het dit reeds gesien. So dit maak die tyd baie makliker wat ons nou noem op jou delivery dag, want jy het dit al reeds gesien. So is 'n kwessie van dan basies te kyk, daai klas van dinge. So dit sny net die tyd. Dit maak dit makliker vir die kliënt. Ek weet mense is besig, Bram. Jy het nie 'n hele halwe dag tyd om aflewering van 'n karavaan te vat. So ons maak seker dat wanneer jy dan hier kom en na die karavaan kyk, dat jy klaar 90% idee het van presies wat jy het. En jy burger onmiddellik vertroue by my en as 'n koper, as ek sien alles werk en ek kan dadelik sien alles funksioneer natuurlik, alles is skoon, alles is netjies. Alles is onder dak. En 100%. Ek meen dink ook maar net daaraan as jy 'n ouens wat 'n karavaan het wat jy graag wil verkoop, sal jy hom eerder binne 'n gebou wil laat staan waar hy ingepak staan, jy weet hy's netjies en opgepas, of gaan jy hom eerder buite onder 'n afdak laat staan by iemand en weet dit maak dit gee net soveel bietjie meer peace of heart as mense dit so kan doen. Met ander woorde, enigiemand wat 'n karavaan by jou koop, hy kry 'n stabiele familie waarin hy inkoop. 100%. Jy het groot werkswinkelfasiliteite wat enigiets kan hanteer. Ja, ons het. Ons is baie gelukkig in die sin van ons het actually gister 'n vergadering met Assurance gehad en dit lyk vir my dat ons basies die preferred repairer gaan word vir Assurance wat
versekeringsclaims aanbetref. Ons het al 'n klomp vir hulle gedoen. Ek praat van seker 100 oor die jare, maar dit het nou op 'n punt gekom waar hulle ons gekontak het en gesê, weet jy wat, ons stel op dat wanneer dit by 'n versekeringsclaim kom, die ouens ruk 'n bietjie die dam wat dit kom by kostes en so aan. So ek is 'n oop boek mens, ek was nog altyd gewees. So ek gee vir hulle dieselfde pryse as wat ek die kliënt daar buite sal gee. En dit lyk my op daai manier het ons nou maar hulle vertroue ook gewen om te sê, weet jy wat, ons sal dan nou die preferred agent wees om 'n ongelukskaravaan reg te maak. So lyk my dinge eskaleer dood eenvoudig. Dit is net eenvoudig besig om op te styg. Ja, Bram, ons probeer regtig hard. En jy weet ek het die besigheid begin omdat ek gevoel het, jy weet mense kry nie altyd die diens wat hulle moet kry by dealers nie. En ek het ook by dealers gewerk en dis hoekom ek destyds die besigheid begin het. Want ek het net gevoel, weet jy wat, die kliënte is belangrik op die einde van die dag en jy kan nou maar bemarking doen soos wat jy wil. Dit maak nie regtig saak nie, maar dis tog daai ou wat om die kampvuur sit wat vir sy vriend sê, weet jy wat, ek het by Dieter hulle gekoop, hulle het my goed behandel en ek het gekry waarvoor ek betaal het en wie wat ook 'n probleem gehad het, was hulle bereid om dit ook om uitsorteer of wat ook al. Ek weet Bram, niemand is foutloos nie. Jy moet dit ook verstaan. Maar ons probeer bitter hard. Ek het al agtergekom soos wat ek by die kampeerterreine en dit kom. Mense praat van ek het by Dieter gekoop, ek het by Stefan gekoop, ek het by Gwen gekoop. Hulle praat nie altyd net van ek het by Eastern en Caravan Road gekoop nie. Dit maak dit ook baie persoonlik. Natuurlik, ek meen op die einde van die dag, mense koop by mense. Jy moet verstaan, 'n persoon loop daarin, hy hou dalk van Stefan, hy hou van die manier wat hy en daai kliënt sal altyd met Stefan deel want hy voel dat Stefan vir hom die beste moontlike diens gee. Correct. Ek as eienaar, al wat ek kan doen is my salesmense die beste ondersteuning gee om die beste dienste kan gee wat hulle doen en dis wat ek doen. Ja. Fantasties. Nou maak ek jou 'n deal. Ons gaan so elke 2 weke terugkom en weer 'n bietjie hier kom rondloop en kyk hoe ons vorder. Ja, ek dink dit sal wonderlik wees dat die mense bietjie saam met ons opgewonde raak oor wat hier gebeur. So ek sê vandag sit ons hier's niks. Ons het 'n paar penne in die grond en 'n paar lyne gespan. Eintlik 'n baie goeie ding. Ja, en dan oor 'n week as soos hier kom is hier dalk al fondasies gegooi en ons is besig om te bou en kyk dit moet bitter vinnig gebeur. Ek is onder 'n verskriklike time crunch om dit gedoen te kry ook. So ja, ek is baie opgewonde, ook maar senuweeagtig, ek moet sê. So 'n verskriklike groot undertaking wat ek doen in 'n baie kort tyd. Maar ek glo op die einde van die dag sal ons verseën wees hierso en ek dink dit gaan iets wees wat die karavaanbedryf regtig nog nooit gesien het. En ek dink nader aan die finale tyd sal ons vir die mense sê waar dit is en so voort. Vir nou gaan ons hulle net deel maak van die hele proses. Ja, ek dink so. Fantasties. En teiken datum vir wanneer jy graag wil bedryf van hier af. Ek weet dit is altyd 'n baie moeilike ding. Yes. Die plan is einde Junie. Die plan is einde Junie om die deure te kan oopmaak. Ek dink nie ons sal klaar wees met die klein goedjies nie, maar die gebou en daai goed alles sal staan en ons sal kan werk van hier af. Dis die plan. Fantasties. Soos hulle sê in die flieks, watch this space.